Goeiedag almal. Vandag wil ek met julle gesels oor vanuit die gevangenskap. En hierdie tema word geïnspireer deur Jesegiel 1 vers 1. In die woord staan geskrywe in die 30ste jaar, in die 4de maand, op die 5de van die maand, toe ek onder die ballinge by die Kebab rivier was, is die hemel geopen en ek het 'n gesig gesien van God. En ek kan my hierdie salwing net indink toe Jesegiel daar gestaan het, die anointing toe hy daar gestaan het tussen al hierdie ballinge, al hierdie gevangenisse, en skielik het hy hierdie gesig begin sien. Dink jou in vir 'n oomblik, kyk jy op in die hemelruim, en die Here open jou oë en jy begin in die 3de dimensie te sien. En jy sien hoe hierdie hele hemel bokant jou open, en jy sien engele, en jy sien die gerubs. Kan jy jou voorstel die fisiese omstandighede waarin Jesegiel hom moes bevind het? Dit kon nie baie lekker gewees het nie. God het baie lank sy volk gewaarsku en gesê hulle moet terugkeer, maar hulle het nie gehoor nie. En naderhand het dit op so 'n punt gekom, dat hierdie volk oorweldig was, en hulle is weggevoer. Dit moes verskriklik gewees het om uit hulle huise uit weggeskeer te gewees het. Skielik is alles waarvoor jy gewerk het net weg. Skielik is daar net niks. Skielik is dit net niks werk nie. Jy los alles agter om in gevangenskap in te gaan. Iewers moet jy in 'n ander vreemde land gaan woon. Is dit nie maar net soms hoe dit met ons in ons gees gaan nie? Ek sien hoe Papa Vader so liefdevol aanhou en aanhou roep vir ons om terug te kom. Maar die wêreld en sy dinge trek ons die aandag af, en ons hoor nie noodwendig sy stem nie. Ons kan op soveel maniere gebind wees. Ons kan soveel maniere in bondage vasgevang wees. Vandag wil ek stil staan by daardie binding van inpas by die samelewing. Want die samelewing het sekere riglyne, sekere guidelines waarvolgens ons moet handel en wandel as ons wil inpas. En as jou lewe nie lyk soos daardie template wat vir jou gestel word nie, dan kom jy onder veroordeling. Word nie saak maak wat jou verhouding met die Here is nie, jy word uitgewerp en oorgelewer vir judgment. Hierdie boksies en ordes heers oral in ons samelewing en in ons families, in ons kerke. En as jy nie uitgewerp wil word nie, dan moet jy jouself package, sodat jy in hierdie boksie kan inpas. Jesegiel het 'n baie nou verhouding met die Here gehad, en tog bevind hy hom in gevangenskap, in ballingskap. Sy omstandighede is nie goed nie, daar is nie hoop nie. Hy is eintlik op 'n hopelose plek van verdriet. En vandag gaan dit dalk met jou so, in jou lewe. Dalk sit jy vandag op 'n plek waar daar geen hoop is nie, want in jou omstandighede word nie beter nie. En terwyl daar die swaar laste van jou omstandighede dra, kom jy onder veroordeling van diegene wat naaste is aan jou, is daardie mense wat jy vertrou. Want as jou verhouding met die Here reg is, dan hoekom sal jou lewe dan nou so lyk? Iewerster is daar seker iets verkeerd wat jy doen. In Jesegiel 37, terwyl Jesegiel nog in ballingskap is en in hierdie gevangenskap is, lees ons, en ek lees vers 1 en 2, die hand van die Here was op my, en hy het my uitgebring deur die Gees, en my neergesit in die laagste, en dit was vol bene. En hy het by my laat verbygaan na alle kante toe, en kyk, daar het 'n groot menigte in die laagte gelê, hulle was almal dor. Sover as wat Jesegiel kon sien, was dit net droë, dor bene. Hierdie bene verteenwoordig al reeds dood. Maar in hierdie geval is hierdie bene nie net dood nie, hulle is uitgedroog, hulle is verdor. Daar is absoluut geen kans meer nie. En Jesegiel het van alle kante afgekyk, hy het reg rondom gegaan, maar daar was geen hoop, daar was geen verwagting, geen vooruitsig vir hierdie dooie bene nie. Net 'n vallei van uitgedroogde wanhoop, verpletterde drome, mismoedigheid. En dan vra die Here vir Jesegiel of hierdie bene weer kan lewend word.
En net so vra die Here dalk vandag vir jou, waar jy in gevangenskap sit, of jy in hierdie vallei van wanhoop, hierdie vallei van droë bene en verpletterde drome en mismoedigheid, waar al jou hoop, jou ideale, jou toekomsplanne, jou liefde, jou verhoudinge, jou finansies, alles lê soos uitgedroogde bene dalk om jou. Kan hierdie lewe bene weer lewend word? En ons weet ons moet glo. Ons moet geloof hê en ons staan vas op ons geloof. Maar die wanhoop en die pyn van die verlede maak dat dit is net so moeilik om te vertrou. Ek het die geloof om te weet dat God kan dit doen, maar vertrou ek hom dat hy dit vir my sal doen. Sal die Here werklik vir my deurkom? En so antwoord Esegiel, Here, U weet. Here, ek het so lank gehoop. Here, ek het so lank vasgeklou en gewag, Here, maar ek weet nie meer nie. Here, ek is moeg beklei, ek is net moeg, Here, U weet, ek weet nie. En dan lees ek in Esegiel 37 vanaf vers 4 tot 10, daarop sê die Here vir my, profeteer oor hierdie bene, en sê vir hulle dorbene, hoor die woord van die Here. So spreek die Here oor hierdie bene, kyk, ek bring gees in julle in, sodat julle lewend kan word. En ek sal seënings op julle lê en vlees oor julle laat opkom en 'n vel oor julle trek en 'n gees in julle gee, sodat julle lewend kan word en julle sal weet dat ek die Here is. Toe het ek geprofeteer soos wat my beveel was. En sodra ek profeteer het, was daar 'n geruis. En kyk, 'n beroering en die bene het nader gekom, elke been op sy been. En toe kyk ek, en daar was seënings op hulle, en daar het vlees opgekom en 'n vel is behoor hulle getrek, en daar was geen gees in hulle nie. Daarop sê die Here vir my, profeteer tot die gees, profeteer mensekind, en sê aan die gees, so spreek die Here, kom aan uit die 4 windstreke, o gees, en blaas in hierdie dooies, dat hulle lewend kan word. En ek het geprofeteer soos hy my beveel het. Toe het die gees in hulle gekom, en hulle het lewend geword, en hulle het op hulle voete gestaan, 'n onsaglike leer. Daar waar jy vandag tussen hierdie droë bene van jou lewe staan, sê die Here vir jou, profeteer oor jou lewe, profeteer oor jou omstandighede. Jy moet die stap neem om nie net in geloof in God te glo nie, maar ook in hom te vertrou, dat hy dit vir jou sal doen. Profeteer oor jou seer, profeteer oor die angs, die vrees en die depressie. Ja, jy kan leer oor angs en vrees en depressie. In die naam van Jesus Christus, profeteer oor hierdie dinge in jou lewe en sê, so spreek die Here tot hierdie dooie aspekte van my lewe. Kyk, ek bring gees in julle in, sodat julle kan lewend word. Niks kan teen die woord van God staan nie. Staan op in geloof en profeteer lewe. En hoop oor jou lewe en ervaar hoe die gees uit die 4 windstreke kom en lewe oor jou dooie omstandighede kom blaas en oprig tot 'n groot en magtige leer. Soos wat Esegiel vanuit hierdie fisiese toestand van gevangenskap die onbeskryflike vir ons kom beskryf het, die dooie bene tot lewe geroep het, so lees ons ook dat Johannes vanuit sy gevangenskap vanaf die eiland Patmos, die wonderlike, ondenkbare wonder van sy hemel beskryf het. En ek wil vandag ingaan oor hoe hy vir ons die nuwe Jerusalem in Openbaring 21 beskryf. En ek wil 'n paar verse lees oor hierdie nuwe Jerusalem. Ek lees vanaf vers 10, maar ek gaan nie al die verse lees nie. En hy het my in die gees weggevoer op 'n groot en hoë berg en die hele groot stad getoon, die heilige Jerusalem, wat op die hemel van God neerdal. En dit het die heerlikheid van God gehad, en sy lig was soos 'n baie kosbare steen, soos kristalhelder jaspissteen. En dit het groot hoë muur met 12 poorte gehad,
en die poorte 12 engele en die name daarop geskrywe, naamlik die van die 12 stamme van die kinders van Israel. Aan die ooste kant was daar 3 poorte, en aan die noorde kant 3 poorte, aan die suide kant 3 poorte en aan die weste kant 3 poorte. En die muur van die stad het 12 fundamente gehad, en daarop was die naam van die 12 apostels van die Lam. En die 12 poorte was 12 parels. Elkeen van die poorte was uit 1 parel, en die straat van die stad was van suiwergoud, soos deurskynende glas. En 'n tempel het ek nie daar gesien nie, want die Here God, die Almagtige, is sy tempel, en die Lam. En die stad het die son en die maan nie nodig om in te skyn nie, want die heerlikheid van God het hom verlig, en die Lam is sy lamp. En die nasies van die wat gered word, sal die lig daarvan wandel, en die konings van die aarde bring die heerlikheid en die eer daarin. Daar is opgewondenheid en 'n afwagting by ons wanneer ons lees van die nuwe Jerusalem. Dit maak 'n sprankel wat in ons harte posvat en opspring. Ons sien uit daarna om eendag in hierdie nuwe Jerusalem in te gaan. Dink jou net, hierdie strate van goud. 'n plek waar daar nie 'n tempel is nie, daar is nie 'n kerk nie, daar is nie 'n gebou nie, want God is die heeltyd teenwoordig. Die hele plek is gevul met die heerlikheid van God, waar jy omring is deur die mooiste edelstene en parels, waar die son en die maan nie skyn nie, want die heerlikheid van God verlig die stad. Wanneer ons vir oomblikke tydens worship en aanbidding die heerlikheid van God ervaar, en as ons in sy teenwoordigheid ingaan, dan is dit 'n plek waar ons hierdie onbeskryflike vrede en vreugde ervaar. En dit maak ons honger en dors na meer. Ons wil nader aan hom kom. Dit kweek 'n verlange in ons harte na hom, om nader en 'n dieper verhouding met hom te hê. En soms raak ons mismoedig, wanneer ons uit daai oomblikke van worship af uitstap en wegstap, en dit voel asof ons terugstap na ons fisiese toestand van gevangenis, waar die realiteit van die vereistes van hierdie lewe, wanneer ons dit moet wys. En dan wil ons uitroep, kom, Here Jesus, kom, want die wanhoop raak net te groot, die wedloop raak te lank. Die kettinge wat ons vasbind, maak dat ons struikel en verhoed ons om vorentoe te beheer. Hoe lank, Here? Hoe lank gaan ons nog sukkel? Hoe lank nog voor U weer kom, en hoe lank voordat U ons vat na hierdie wonderlike stad van Jerusalem, waar ons in U teenwoordigheid en in U heerlikheid kan wees? Maar dan wil ek ons terugvat na Openbaring 21. En ek lees hierdie keer vers 9 en sommer weer vers 10 ook. En een van die 7 engele het die 7 skale gehad, vol van die 7 laaste pla, het na my gekom en met my gespreek en gesê, kom hierheen, ek sal jou die bruid toon, die vrou van die Lam. En hy het my in die gees weggevoer op die groot en hoë berg en die groot stad getoon, die heilige Jerusalem, wat uit die hemel van God neerdal. Mag elkeen wat 'n oor het om te hoor wat die woord van God sê. Die engel sê vir Johannes, ek sal jou die bruid toon, die Lam van God. Wie is die bruid? Ek en jy is die bruid van die Lam. Ons is in voorbereiding vir die bruilof met ons bruidegom, die Lam van God. En terwyl ons in voorbereiding is ons dalk in 'n fisiese gevangenskap van hierdie lewe, waar ons deur mense geoordeel en veroordeel word. Maar vanuit die fisiese toestand van gevangenskap, daal die groot stad, die heilige Jerusalem, uit die hemel van God tot in ons harte. Johannes 14 vers 20 sê, in die dag sal julle weet dat ek in my Vader is, en julle in my, en ek in julle. Soos in die hemel, so ook op die aarde.
En eendag, in 'n tyd soos deur God bepaal, sal ons werklik deur die nuwe stad gaan wandel, ons sal werklik deur die nuwe stad gaan stap. Maar daar is geen rede hoekom ons nou net vir oomblikke tydens worship in God se teenwoordigheid moet bly nie. Ons kan nou reeds deur daai strate van goud wandel. Ons kan nou reeds in God se teenwoordigheid bly, in sy geregtigheid, waar ons sy heerlikheid en sy teenwoordigheid, sy heilige vrede en vreugde oor ons kan volspoel. Dit maak nie saak in watter gevangenskap ons sit in die fisiese nie. In gees kan ons voor sy troon gaan staan en hom in waarheid en gees aanbid. En dalk voel hierdie vir jou onwerklik. Dalk is jy op so 'n donker plek van jou lewe waar die gevangenskap en die bondage so oorweldigend is dat jy rondom jou rondkyk en in plaas van die goue strate van Jerusalem sien jy net die droë dor bene van verwoesting. Dan is dit nou die tyd om in geloof en vertroue op te staan, oor daai dooie bene te profeteer en te heers daaroor. Ons Here Jesus Christus het die dood oorwin. En hy wat die dood oorwin het, leef in jou. Staan op in sy geregtigheid. Staan op en glo in hom. Stap deur die strate van goud en van heerlikheid. Want hy wat in ons is, het die wêreld oorwin. Hemelse Vader, dankie vir elkeen van die kinders wat U aan my toe vertrou het vandag, om hierdie woord te hoor. Dankie Heilige Gees dat U in hierdie oomblik die warm gloed van die evangelie in hulle harte aan die brand steek. Here, ek staan op geloof in die wete dat U hulle kan vrymaak. Heilige Gees, ek vertrou U volkome dat U dit nou sal doen. Waar ons nou ons oë sluit in afwagting, Here Jesus Christus, bid ek dat U deur elkeen se gees en siel sal stap. Dat elke stukkie seer en angs en trauma en depressie aan U geopenbaar sal word. Dat U die sluier sal lig en alles sal openbaar. Dankie Jesus, dat U elkeen van hulle nou vertroos. Dat U Uself aan hulle openbaar en toon en in U teenwoordigheid genees al daardie pyn, al daardie wonde en word die dooie bene weer tot lewe geroep. Dankie Jesus, dat U stil staan by elkeen, dat U nou geloof en vertroue herstel, dat U nou openbaar waar ons moet vergewe en moet vryspreek. Dankie Heilige Gees dat in die oomblik, dat U ons nie net oortuig om te vergewe nie, maar dat U ook ons versterk en help om dit te kan doen. Dankie Jesus. U openbaar nou alle sonde, alle ongeregtighede, en dat ons dit nou voor U kan bely en vergifnis ontvang. Dankie Here vir die magtige leer wat U oprig, dat U hulle gees lewend maak en dat hulle opgestaan het. Kom Heilige Gees en kom blaas U asem in hulle. Here, kom vul hulle met U Heilige Gees en neem hulle na daai nuwe stad van Jerusalem, sodat hulle deur die strate van goud in U teenwoordigheid kan deurhuppel, volkome vry, gevul met U liefde, vrede en vreugde. Dankie Vader, Seun en Heilige Gees. Ons gee aan U al die lof, al die eer. En ons jubel en juig voor U troon vandag, vir elkeen Here wat U vrygemaak het. In die naam van Jesus Christus. Amen.